Die eerste Chinese keizer, die interessante naam van Qin Shi Huang, is bekend vir sy terracotta of klei krygers, duisende standbeelde van soldate, wat hom tentoonstel as iemand wat iets besonders in die lewe bereik het. Hy is bekend daarvoor, dat hy die groot muur van China se fondasie gelê het. Hy is bekend daarvoor dat hy China verenig het as een staat. Maar nie baie is bewus daarvan dat hy geweldig na onsterflikheid gesoek het nie. Hy het sy onderdane uitgestuur om te ontdek wat is die geheim aan onsterflikheid. Hy het baie magiese drankies en geneesmiddels probeer neem. In sy soeke om uit die greep van die dood te kom, het van sy geneeshede vir hom kook voorgeskryf, want dit sou hom glo onsterflik maak. Kook was volgens hulle spesiale medisyne met lewensversterkende eienskappe. Opgrawings wys dit, dat die dokters vir hom dit as 'n medisyne saam met sy eetes voorgeskryf het. Om vir homself onsterflikheid te kan bereik, het hy hierdie besonderse leer vir hom bymekaar gebring. Hierdie geweldige duisende klei soldate. En dit sluit in krygers, infanteriste, perde, strydwaans, met al hulle wapenrustings en egte wapens. Nou, interessant dat hierdie begrafplaas of leer ontdek is in 1974, toe 'n boer probeer het om vir hom 'n put te grawe om water te kan kry. En hy het daar die erdewerk fragmente ontdek. Dit het gelei tot die ontdekking van die eerste kryger, en die ontdekking van hierdie krygers was 'n totale verrassing, want daar was geen rekord hiervan nie. Vir meer as 2200 jaar het hulle onaangeraak onder die grond gelê. Nou weet ons, dit is slegs die evangelie wat ons kan beskerm teen 'n vermorste lewe. In hierdie wêreld word ons deur die duisternis omring, terwyl die evangelie ons roep. Die Here het vir ons die lig gebring. Ons moet die lig wees. Ons moet in die wêreld wees, sonder om van die wêreld te wees. Ons is burgers van die hemel. Ons is hier net vir 'n rukkie. Daarom moet ons die Here verheerlik met ons lewens terwyl ons hier is. Die verhaal oor hierdie Chinese keiser wys dat die lewe soos 'n damp is. Dis hier vir 'n sekonde, en dan is dit weg vir altyd. Daarom beny ons nie die lewe van diegene wat sonder Christus lewe nie. Ek wonder, met wie sal jy vandag hierdie boodskap deel, wat soos hierdie keiser allerhande maniere soek om vir hom 'n nalatenskap te verseker? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons die waarheid kan ken en dat die waarheid ons vry maak. Amen.